die derde keer van die twee profete op 'n keer met Sefanja en Nahum vanaand. Kyk, van hierdie is eintlik maar tonknopers. So ek wil eintlik maar net vra as iemand nou die mikrofoon wil aansit en sê tot nou toe. Enige ontdekkings, enige gewaarwordings, enige opmerkings oor die eerste 4 wat ons gedoen het, Amos, Jona, Hosea en Micha, voordat ons nou vanaand na Sefanja en Nahum kyk. Of is dit maar too much of the sameness partykeer? Almal tevrede, niemand wat iets besonders wil vra. Ek het miskien een vraag. Die Assiriese ryk, toe Nineve geval het, die Noordryk se Jode of die Israeliete, hulle het nooit teruggekom nie. Met ander woorde, hulle het 'n soort van gebly in daai geweste en verdwyn. Nou kyk, Samaria, die heiligdomme rondom Samaria is nooit herstel nie. Hulle het nooit georganiseer teruggekom. Kyk, Esra en Nehemia het met Kores se vrylating het hulle georganiseer met beskerming teruggekom Jerusalem toe vir die suide. Maar ons kry nêrens 'n aanduiding dat die Noordryk georganiseer teruggekeer het Samaria toe nie. Dat van hulle wel dalk later Jerusalem toe gekom het op hulle eie, toe Jerusalem herstel is, maar hulle het maar in die verstrooiing gebly. Ja, so hulle het deel geword van daai gemeenskap. Deel van daai gemeenskap geword, van hulle kon dalk teruggekeer het na hulle eiendom, mens weet nie wat gebeur het nie, maar die heiligdomme daar is nooit herstel nie. Van ons maar eintlik onwettige heiligdomme. Dit was nie onwettig in die sin dat dit nie die ware heiligdomme van Jerusalem was nie. So is eintlik net Juda en Benjamin wat waarskynlik, jy weet, dis mos van Juda af wat ons hulle Jode noem. Ja. So dis op die ou ende die hele 10 stamme of 12 stamme het basies amper een geword. Ja. Interessant. En dan Jona was dan heel wat vroeër en toe Nahum aan die einde toe Nineve val. Ja. So Jona self het nie die val van Nineve beleef nie. Het lyk of hy toe al dood was. Maar weet met Sefanja en Nahum het dit regtig gebeur. Okay. As ons by Sefanja en Nahum kom, dis die laaste 2, as ons net vir 'n oomblik kyk na daai tabel van die heel eerste week, dan sien ons dis die laaste 2 wat in die Assiriese tydperk opgetree het. Voordat daar 'n Babiloniese tyd gekom het en toe die Persiese tyd heel wat later. En dan sien mens die konings van Juda, Hiskia, Manasseh, Amon en Josia, wat eintlik net maar rondom Jeremia aan die een kant, Jesaja en dan Sefanja en Nahum opgetree het. So wanneer hulle 2 optree, is die Noordryk reeds daarmee heen. Hulle het in 722 gegaan. Die Suidryk het eers in 586 gegaan. So hulle is die laaste 2 profete van die Assiriese tyd wat dan eintlik teenoor die Suidryk profeteer. Al lyk dit of hulle uit die Noordryk uitgekom het. Maar hulle was maar daar rond. Sefanja, lyk vir ons, kan 'n koninklike afstammeling wees, dalk 'n agterkleinkind van 'n koning Hiskia, met 'n skraalmoontlikheid dat hy ook familie is van die koning Josia van sy tyd. Maar hy werk pas saam met Jeremia, Nahum, Obadja en dalk ook Joel. En hy profeteer in Juda voor die val van Nineve. En Nineve het in 612 geval. En hy voorspel dit weer baie duidelik. En dan hoofstuk 2 vers 13
En dit lyk of hy dan ook voor die hervormings van Josia, daar in 622 opgetree het. Goed. Die historiese omstandighede waarin Sefanja optree, daar is so 'n kursief gedrukte paragraaf, is dat net sê dit begin met Hiskia wat geweet het Assirië is op hulle kuis. En toe Hiskia daai watertonnel en breë mure in Jerusalem laat bou, sodat hulle gaan water hê, dat die water nie afgesny kan word nie, as Sanherib van Assirië dan vir Jerusalem gaan kom inval. Manasseh was regtig maar 'n baie slegte ou. Toe hy vir Hiskia opvolg, het alles net weer in mekaar geval. Een van die swakstes saam met Amon wat daar was. En dan verbreek Sefanja die stilte. En as hy dan met Jerusalem praat hy met Jerusalem om te sê, ek waarsku vir julle, al wat vir julle kan red, dis nie hierdie watertonne wat Hiskia gebou het nie, al wat vir julle kan red, is dat julle belydenis dat dit net God is wat julle kan help, regtig sal begin leef en tot 'n inkeer sal kom. Anders gaan julle soos Ninive met 'n valse bekering regtig daarmee heen wees. En dit lyk tog of koning Josia Sefanja se waarskuwings ernstig opgeneem het. In 2 Konings 22:23 lees ons van daai wonderlike hervormings, hulle die wetboek iewers in die stof in die tempeltoring gekry, dis afgestof en die wet is gelees en die volk het groot skoongemaak en toe het hulle die tempel weer ingewy en die feeste en die verbond en alles. Lyk tog of Josia geluister het daarna. Maar jammerlik het dit ook nou weer nie lank gehou nie, want soos wat die koning gaan, het die bekerings dan maar ook gegaan. 'n Belangrike tema in Sefanja, wat eintlik aansluit by Joël, is die dag van die Here. 16 keer kom dit voor in hierdie 3 hoofstukke, die dag van die Here. Nou die dag van die Here, vir Sefanja belangrik is 'n geleentheid tot bekering. Daarom sê daar in hoofstuk 2, miskien bly julle die straf gespaar op die dag van die toorn van die Here. Want die dag van die Here is 'n dag van afrekening, is 'n dag van regverdigheid. Ek dink dis nogal belangrik om hier te onthou dat die regverdigheid van die Here rondom aan die een kant oordeel, maar aan die ander kant genade begin baie sterk hierdeur kom. Die Here is regverdig. En wat hy gesê het gaan gebeur. As jy nie luister nie, gaan jy gestraf word, maar as jy tot bekering kom, sal daar vir jou genade wees. So die dag van die Here saam met die oordeel en die verwoesting wat inderdaad later gebeur het. En dan eindig die boek aan die einde met daai aangrypende beskrywing van die verlossing wat God sal bring. Ons sal nou daarvan lees. Daarna sal ek weer nasies se lippe rein maak. En vir die godsvolk, die Here jou God is in jou midde. Hy help wat bevry. Hy verheug hom met blydskap oor jou. Hy maak jou nuut met sy liefde. Hy sal met uitroepe van vreugde oor jou jubel. En daarom, soos maar by die meeste ander, begin die profesie elke keer met 'n beskrywing van 'n oordeel. En die Here se oordeel, juis hier, as hy dan Sefanja nou kom, dan sê hy, ek gaan 'n einde maak aan alles op aarde. Mense en dier, voëls en visse, ek gaan 'n einde maak aan alles. Want in die profete was daar nogal 'n baie sterk oortuiging dat die oordeel nie net gaan dit oor die volk van die Here nie. Hulle wil juist sê, maar die Here is die God van die wêreld, daarom dat hy vir Ninive kon laat tot niet gaan uit vir Ninive geoordeel. Hy oordeel nie net vir Jerusalem nie. Hy hoor hierdie universele mag van God wat oor die hele wêreld heen kan kom en sê, ek gaan 'n einde maak aan al hierdie goed. Die dag van die Here is naby, sê hy daar by vers 7, en dan hoofstuk 2, ruk julle reg onbeskaamde nasie, voordat die besluit voltrek word, voordat die dag kom en julle so skaf word voor die gloed van die toorn van die Here,
voordat die dag van die toorn van die Here oor julle kom. Elende, wag vir julle dan, by vers 4, en dan die laaste deel van vers 2, die Here moet deur almal gevrees word. Die Here straf alle mense wat teen hom is. En dan kom hy met die inkeer van die Here, elende wag vir Jerusalem. Die opstandig besoedelde stad, waarin daar soveel verdrukking is. Hy is ongehoorsaam en wil hom nie laat regwys nie. Hy vertrou nie op die Here en dien nie sy God nie. En hierdie selfde het ons by Hosea almal gehoor, die amptenare in die stad is brullende leeu's, sy regters is wolwe wat snags aas soek, sy profete is roekelose, trouelose mense, sy priesters ontwy wat gewyd is, en doen die wet van die Here geweld aan. En dan kom hy aan die einde met die heilsboodskap van vers 9 af, wat eintlik 'n baie pragtige beskrywing is. Vers 11, daardie dag sal jy nie meer rede hê om jou te skaam, dat jy opstandig teen my was met alles wat jy gedoen het nie. Want ek gaan uit jou uithaal, die wat hulle so verheug het. Jy sal nie meer hoogmoed wees daar op my heilige berg nie. Die wat van Israel oorgebly het, sal nie onreg doen nie. En die lieg nie, daar sal uit hulle mond nie valsheid kom nie. Hulle sal 'n kudde wees wat wy en gaan lê en rus, sonder dat iemand hulle skrik maak. En dan daai heel laaste vers 17, pragtig, die Here jou God is by jou, hy is die krygsman wat red, hy is vol vreugde oor jou, hy is stil tevrede in sy liefde, hy jubel en juig oor jou. En dan gaan hy so aan. Typies maar, soos wat ons nou by die profete gesien het, eers die dramatiese onheil, en dan die nasies, en dan kom hy aan die einde, en hy sê, maar daar's tog heil, omdat ek dit gaan bring, elke keer. As ons na die boodskap baie kortliks kyk, daar so 7 punte. Wat is dit wat Sefanja gegrief het? Dieselfde ding, die sosiale ongeregtigheid, die bastergodsdiens en die onbetroubaarheid van die leiers. Die profete, die priesters, die koning, die hele amptenary het nie meer namens die Here geregeer nie. Hierdie bastergodsdiens dat hulle met Baal se vrugbaarheid skuld is en dat hulle tempelprostituie deur mekaar was en dit self later in Jerusalem gedoen het. Dat hierdie Kanaanitiese vrugbaarheidsgodsdiens wat voorspoed beleef het, ingesypel het en dat hulle dit half so saam met die Here se offerdiens en die Here se feeste begin vier het. Maar net omdat een ding gebeur het, hulle het so selfgerig begin raak, want hulle kon eintlik die Kanaanitiese vrugbaarheidsgodsdiens beheer op 'n manier met die offers wat hulle gebring het, dat hulle al hoe minder op die Here vertrou het, want hulle het nou 'n ander godsdiens gehad, waaroor hulle bietjie meer beheer gekry het. En dan sit die korrupsie en die armoede en die ongeregtigheid en die onverskillige lewe wat maar net oorneem. En dan kom Sefanja baie duidelik wat ons nou gelees het hier by hoofstuk 3 en hy sê, maar die skokkende toestand van die volk noodsaak regverdige oordeel. Een van die vraagstukke in die profete wat ons al van Jesaja, Jeremia afkry, is dat die hele klomp gaan. Daar was enkelinge, daar was groen kolle, daar was mense wat reg gedoen het, wat die Here gevrees het, wat liefde en trou bewys het, soos wat Micha sê. Maar dis die hele moeilike ding van kollektiewe straf en nie individuele straf. Almal gaan. Maar vir die wat saam gegaan het,
was die belofte van terugkeer waarskynlik dit waarna hulle kon vashou. Want ons moet ook nou nie dink dat hulle in massa teruggekom het. Wat nie, hulle het nie in massa teruggekom nie. Het lyk ook of daar later is amper soos met die groot trek. Die eerste klomp het getrek en as mens nou van Venter se goed lees, Belofteland en Geknelde Land, ek het dit nou alreeds weer gelees, dan sien mens daar's maar 'n klompie wat agterna getrek het en 'n klompie wat agterna getrek het. So hierdie het nou nie soos wat hulle uit Egipte uitgetrek het, teruggetrek Jerusalem toe nie. Dit lyk of dit daardie gelowige oorblyfsel is. Die lood wat gaan uitspruit uit die stomp van Isai. Daai mooi belofte. Die groen dingetjie. Maar ongelukkig is hierdie klomp, hierdie wat dan gehoorsaam was, wat getrou was, wat gedoen het wat die Here van hulle vra. Hulle is nie verskoon. En hulle het nie agtergebly in Jerusalem en die Here het gesê, bly hier in Jerusalem, ek al net hier. Ons ken mos nou die worsteling, nie? Van 2 stoutes en dan straf die juffrou die hele klas. En dan sê ons is onreg. Hierdie hele, en dit is 'n groot vraagstuk in hierdie ding. En net daarom dat daar elke keer in hierdie profete die belofte was van liefde. Gaan jy nie oor julle vernietig nie, maar dit is nou maar hoe dit moet wees. En dan het Juda natuurlik die koalisies met die ander gehad, hardkoppig, God het oorbodig geraak, want ons raak vriende, en veral Jerusalem het nogal goeie vriende met Egipte geraak. En hulle het die Egiptiese vrouens ingevoer en met hulle getrou. En Jerusalem het gedink, maar as ons nou die militêre slaankrag van Egipte en 'n paar ander kan hê, dan kan ons nou vir Sanherib van Assirië kan ons afslaan en dan gaan ons Jerusalem op ons eie bou. So dit is maar die probleem. Nou die sleutelteks by punt 3 is nogal baie belangrik. Vra na die wil van die Here, alle nederiges in die land. Almal wat doen wat die Here wil. Streef na geregtigheid, na nederigheid. God is besig om met 'n lamp deur die stad te loop. En hy soek na die mense wat in hulle self tevredenheid dink, die Here doen nie goed of kwaad nie. En daarom gaan Sefanja nie primêr oor die Here se oordeel nie. Ek dink dit is belangrik. Dit gaan eerder oor sy liefde wat mense probeer keer om hulle self en ander seer te maak. Want dis 'n profesie van liefde om te sê, ek wil nie dit doen nie, maar ek gaan regverdig wees. Sy oordeelsaankondiging was bedoel om die inwoners te louter en te suiwer en uit hulle gemaksone te skok. En daarom is dit so mooi dat daar 'n kontras is tussen terror en tendernis. God se ernstige oordeel, omdat hy so lief is vir sy volk. En God se goeie verlossing, ook omdat hy so lief is vir sy volk. Aan die een kant terror, en aan die ander kant tendernis, en hierdie twee goed loop saam. Ek kan my indink dat dit vir die gemiddelde mens, vir die alledaagse mens, nie lekker afgegaan het nie. Hoekom moet dit dan so erg wees? Hoekom moet, weet van daai pragtige tempel van Salomo met die sederhout wat hulle van die Libanon afgebring het, ek dink dit was 'n ongelooflike bouwerk, as mens gaan lees hoe daai ding gelyk het. Hoekom moet hierdie ding afgebrand word? Dit kan daar nie 'n ander manier wees wat ons met die Here nou maar die saak kan uitmaak nie. Hy sê dan hy's lief vir ons. Waarom dan nou juis so drasties, so dramaties? En die ironie is dat toe hulle terugkom, toe kry hulle die mense van Samaria wat daar in Jerusalem bly. Die onheiliges het toe nou hulle heilige stad nog verder kom ontheilig, maar daarby sal ons bietjie later kom. Die boodskap is wel gehoor.
Maar nou het ons ook vroeër gesê, die hervormings het nie lank gehou nie. Kort na Josia gaan hulle ballingskap toe, Babylonië toe, en dis die hoop van Jesaja 3:8-20, die Here gaan hulle terugbring. Die groot vraag, want kom ons onthou nou net, die profete kom en hulle val die teologie. Ons het in die eerste week oor teologie en ideologie gepraat. Die profete kom en hulle kom val die teologie van Israel en Juda aan. God is by ons. Hy het gesê, dis die beloofde land wat hy vir ons gee. Hy sal ons seën. Hy sal met die koning oor ons regeer. En nou kom val hulle hierdie basiese teologie, kom val die profete aan. Nee, God is nie altyd by julle. Hy gaan nie onvoorwaardelik die land vir julle bly beskerm nie. God is nie altyd in die tempel nie, want julle die tempel ontheilig. So, hulle begin kap aan hulle hoekstene waarop hulle lewe gebou het. En daarom was die profete nie gewilde ouens nie, net hulle begin vra, maar die goeie God, die God wat beloof het hy gaan ons seën, die God wat beloof het hy gaan by ons wees, hoe doen hy nou die kwade? Hoe glo mens in die goeie as hy eers die kwade doen? Hoe moet ons glo hy gaan die goeie doen as ons nou eers net die kwade sien? En dis my nogal iets om van Jesaja te onthou, want daar lê troos in. Hy sou onregverdig en onbetroubaar wees om die wat nie gered wil word nie te straf nie. As hy die wat nie wou hoor nie, wat nie tot inkeer wil kom, nadat hy vir hulle gesê het, ek gaan julle vernietig, dan sê, ag okay, ek gee julle nog 'n kans. Wat het van sy betroubaarheid geword? Is hy dan nou nog regverdig? Nee, natuurlik nie. Want dan het God 'n speelbal geword. En hulle kon hom begin beheer, want sy regverdigheid is die enigste hoop vir die wat berou het. Glo in sy erns en ervaar sy guns. In 2026 dalk net iets weer oor die kollektiewe straf en individuele gehoorsaamheid. Ek dink ons het juis in ons laaste jare van geskiedenis baie van hierdie dinge gekry dat ons oor een kam geskeer word op verskillende maniere. En dat mens soms opstandig raak om te sê, maar ons is nie almal so nie. Ons sien mos nou weer dit wat elkeen wat kort op 'n vliegtuig klim Amerika toe, dan sê ons is nie almal so nie. Waarom moet ons almal gestraf word? Straf die wat skuldig is, los vir ons net uit. En dis maar wat hier gebeur. Dalk sê Jesaja, om aan te hou glo in donker tye is beter as om in verwyte te verval. Want as dit donker raak en ek voel ek is onskuldig, maar ek kry dalk ook onregverdig swaar en ek kan niks daaraan doen nie, dan is dit geloof in God wat regverdig is, wat my sterk maak, eerder as wat ek verswak.
En dis die beter reaksie in menslike belewenis van diepe lyding. Ons is in die groot naweek. Vader, verheerlik U self deur my. Daar aangrypende, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf, kan hy nie 'n oes inbring nie. Moet ek sê, Here, verlos my uit hierdie uur? Nee, juis vir hierdie uur het ek gekom, sê Jesus. Vader, verheerlik U deur my. En dis baie groot. As ek en jy as diep Christus gelowige mense in ons moeilikste tyd kan sê, verheerlik U deur my lewenswyse, laat ek sigbaar word. 'n Persoonlike opmerking, jy is hieroor baie jare gelede, 93, ek was maar 'n jong dominee van 35 toe my pa oorlede is, as ek so 10 dae plaas toe om alles te gaan regkry. Toe ek nou terugkom die eerste Sondag aand toe ek nou weer moet preek, toe sê ouderling vir my, ons bietjie hoor wat gaan jy vanaand vir ons sê. En deur die genade daar aan die einde van Psalm 119 is 'n paar verse wat sê, die wat U dien is bly as hulle my sien, want ek vertrou op U woord. Nie wat ek doen nie, maar die manier waarop ek en jy op die Here se woord bly vertrou in ons diepste krisisse, in ons tyd van onreg, in 'n tyd wanneer ons wil opstandig word, wanneer ons party mense wegwens, waarom ons die reg in eie hande wil neem, waar die magteloosheid vir ons teen die mure uitdryf. Vader, verheerlik U deur my, laat die wat U dien bly wees as hulle sien wat U vir my doen. Want selfbehoud is 'n groot gevaar. En daarom dink ek moet ons, as ons na die profete kyk en iets verstaan van, weet, die sleg van die profete is, die mense het nie kans om terug te praat nie. Nee, ons hoor nêrens wat het die mense gesê nie. Ons hoor nie wat het die koning gesê nie, ons hoor nie wat het die priesters gesê nie, ons hoor nie wat het die gewone mense gesê nie. Dis maar net die profeet met God wat ons hoor. En dit waarskynlik geworstel. Kan jy dink as jy daar op die stadsplein sit en die profeet kom daar verby, hoe het hulle geworstel oor hierdie half onsinnigheid wat hierdie ou man hier loop en kwyt raak? Hoe opstandig het hulle geraak, hoe onseker het hulle geraak, as hulle na die pragtige Jerusalem kyk om te hoor, maar hier gaan ons uit. Ook as ek en jy met verliese te doen kry, moet ons saam worstel daaroor. Saam bid daaroor, en ons moet mekaar se hande vat, en ons moet dit leef, en ons moet versigtig wees vir die verwyte, en ons moet versigtig wees vir 'n nuwe teologie wat ons pas. Ons moet maar net bly sê, Here, verheerlik U deur my. Ek vra na U wil, ek doen wat U vra. Punt. Dis Stefania. Enige mikrofone. Servaas, Olaus hierso. Een ding wat my nogal opgeval het hierso is die verwysing na nederigheid. En dit is nie asof ek het raak gelees het in so baie gedeeltes van die Ou Testament nie. Nou kom 'n ou hier
jy die een deel aangehaal was hoofstuk 2 vers 3 wat sê, soek die Here al die nederiges, soek geregtigheid, soek nederigheid. En dan in 3 vers 12 sê, ek sal in jou midde 'n nederige en arm volk laat oorbly. So die beklemtoning daarvan is so half my 'n oorgang dan die Nuwe Testament toe, want dit was natuurlik een van die dinge wat Jesus geweldig baie beklemtoon het. Gelukkig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Ja. Want dis wat die nederigheid hier beteken. Juist teen hierdie agtergrond, skies Olaus, van ons het oral gaan hulp soek om sterk te wees. Ons het selfgerig geraak. Ons met een van die grootste vyande Egipte het ons 'n koalisie gaan sluit om te sê, as ons in die moeilikheid kom, moet jy ons kom help. Want dis makliker om vir jou sigbaar met jou strydwaans en perde te kry wat ons kom help, as om te glo die Here gaan iewers iets uit die lug laat val wat ons gaan red. En dan daai stroop jouself van jou hoogmoed en raak weer nederig afhanklik van die Here wat gesê het, ek is by jou. Ja, en in daai hele proses het hulle so selfgerig geraak dat daar net nie vir die Here meer plek was in die alledaagse, en dis om al die vergrype gekom het. Want ons het God regtig uit ons lewe uitgeleef. Hy was net nie meer daar nie. Goed. Nahum vertel maar net vir ons dat God die oordeel oor Ninive voltrek daar rondom 621. Nahum praat ook met die Suidryk. En anders as Sefanja wat nou vir die Suidryk troos gee, maar skies tog ook 'n duidelike boodskap gee, is Nahum eintlik 'n visioen van troos vir Juda en nie so sterk 'n profesie nie. Want hy vertel vir hulle van hoe die Here nou met Ninive klaar maak. Om hulle te troos dat hulle vyand verdwyn het. En omdat hulle vyand verdwyn het, lê daar dan die keersy van asseblief bly by die Here. Maar dit is eintlik maar 'n vreemde, gruisame helder boodskap oor God wat Ninive gaan oordeel, want hulle bekering was of halfhartig, of dit was maar van korte duur, en dan gaan Jonas se boodskap in vervulling, al beleef hy dit nou nie meer self nie, en die Here reken af. Ek dink die groot troos wat ons hier moet hoor, die groot troos wat ons vir Juda, met ander woorde vir Jerusalem in die suide moet hoor is, God hou sy woord. Die oënskynlik onaantastbare Assiriese wêreldmag kom tot 'n val. Pragtig, nee, al was hulle ook in volle sterkte, so baie as wat hulle was, soveel is afgemaai, en hy het verdwyn. So wat dan? Vier maar jou feeste, Juda, betaal jou geloftes, want die booswigte sal nooit weer deur jou trek nie, hulle is almal uitgeroei. En nou moet ons weet, dit word gesê in 621. 40 jaar later, 586, toe sit verby. Net 40 jaar, 'n geslag. Dit is 'n geslag is so 30 jaar. 621, hierdie wonderlike boodskap. En hulle vergeet dit, en in 586, toe gaan hulle saam met Nebukadnesar Babylonië toe. Pragtig gekonstrueerde, baie kunstige lied, 'n lied oor God as die wreker, onheil oor die vyand, 'n spotgedig, en dan in 'n spotgedig elke slag die heilsprofesie, die val van Assirië, verwerping en plundering, die spotlied oor die koning, en dan Ninive se ondergang in hoofstuk 3. Die weerloosheid van Assirië, die werkende God en 'n weerlose wêreldmag.
Die agtergrond is belangrik. Onthou, die Noordryk is in ballingskap. Assirië regeer oor die mense van die Noordryk met 'n mag wat alles oortref, sodat die mense van die Noordryk in twyfel verval het oor hoe hulle ooit uit hierdie ding gaan uitkom. En hulle begin dink dat God geen eintlik om wat in die wêreld aan die gang is nie. En daarom moet hierdie oorwinningsvisioen van Nahum kom om te sê, julle wat in die noorde sit, kan dit maar hoor. Ek sê vir die suide, God is besig in die wêreld en hy gee om oor wat in die wêreld gebeur en hy gee om oor wat met sy mense gebeur en hy hou sy beloftes wat hy gemaak het teenoor sy mense. Want Juda leef natuurlik in vrees dat hulle die volgende gaan wees. Hulle gaan Assirië se volgende slagoffer wees. So wat gebeur? Die verlede word gebruik om troos en hoop vir die toekoms te voorspel. Die belangrikste wat ons hier gelees het is, bring julle offers, so julle word aangemoedig om nou te dien, ongeag die vrees en al die populêre uitsprake daar was. Ek is 'n jaloerse God, ek is die enigste betroubare troos. En daarom poleer hy nie nasionalisme in Jerusalem. Hy konsentreer nie op, julle is die stad van God, en julle is die tempel van God, en julle is die land van God nie. Hy sê, julle kan die Here vertrou. Dis wat nou belangrik is. Dien hom, vier die feeste, sonder dat julle in 'n benoude nasionalisme vasval, wat dink hier gaan ons vir altyd wees. Want daar was natuurlik, het ek nou al gesê, vertroue op menslike mag, op wapens, maar die vertroue in God wat regverdig optree oor enige onmenslikheid, moet vernuwing bring. En dis nogal 'n baie mooi noot, dat die enigste manier om op verdrukking en onsekerheid te reageer, is om in vertroue die verhouding met God te vernuwe. Ja, ons ken die nood, oordeel bring heil, want God sal nie die heil vir altyd laat aanhou nie. Die vyand wat hy gebruik om onheil te bring, word met onheil getref, sodat die heil wat hy beplan het, vir sy volk kan begin. Ek het so 'n klein dingetjie hieroor geskryf, deur iewers in 2007 al. So mooi het iemand 'n naam geparafraseer en ons het so 'n bietjie tyd, so ek gaan dit net so 'n bietjie lees om te sê, dis 6:30 voor Christus in Jerusalem. Die dominee sit op die tempeltrappe en hy lees die oggendkoerant. Hy is moedeloos, die kerk is leeg. Die kollegas in die noorde is al 100 jaar in ballingskap. Die koerant sê Assurbanipal van Assirië beplan die finale inval in Jerusalem. Daar's oral berigte van die ballinge onder Assurbanipal se verskriklike elende. En die voorblad van die koerant voorspel vanmôre 'n groot geveg tussen Assirië en die Galdeërs, die wêreldryk. En dan vra die lidmate, wat gaan van ons word? Party sê, maak toe die kerk. Dis nie die moeite werd nie. Ons gaan alles verloor. Dis net 'n kwessie van tyd. God sal verstaan. En dan kom Nahum se boodskap daar in Jerusalem aan. Dit lyk vir ons of Nahum selfs in ballingskap kon wees in die Noordryk. Hy sê, ek het die wreedhede beleef. Ek het gesien hoe wêreldmagte die kerk van God vat
En wat sê naam? Hy sê vergeet die gevaar. Maak oop die kerk se deure. Herstel die ware godsdiens. Vertrou die Here. Want naam sing 'n spotlied oor Assurbanipal. En hy sê God is groter. Want hy is die beskermende God wat afreken. Sy hart is begaan. Hy kyk nooit die verkeerde wat ons tref mis nie. Pistole teen die kop, die onreg van regerders, valse beskuldigings, sy onheil sal oor hulle kom. Alles wat die gelowiges vasdruk, sal verdwyn. Gooi die koerant weg, maak oop die Bybel. Dien die Here vandag. Moenie vasval in gister en bang wees vir môre nie. Want dit wat jy die meeste aan dink, beheer jou lewe. Kerkdeure gaan in baie mense se gedagtes toe, want hulle raak besig met hulle eie oorlewing. God se eer en ander mense se heil kom vir my tweede. My eie môre raak belangriker as God se vandag. So mis ek God wat vandag in aksie is. Maar naam kom sê die gevreesde word bespotlik. En toe kom daar herlewing in Jerusalem, al dreig die onweerswolke. Josia maak skoon. Hy kry die wet onder die stof, hulle word besny, hulle offer, want dit gaan oor God se ryk. God se spotlied word die kerk se vreugdelied. 2026 trek die orgel oop. Moenie vasval in beskuldigings van die regering, rondtrippel oor al die deurmekaar goed nie. Moenie mekaar afpraat in bekommernis en ronddwaal oor die slegte nie. Naam vra, laat al ons vrese 'n nuwe vertroue skep. Naam vra, reinig jou om te leef vir dit wat saak maak. Bring nuwe gehoorsaamheid en sien vir Jesus raak. Want ons het laas jaar in November gehoor, ek is die eerste en die laaste, die begin en die einde. Die Alfa en die Omega en die God van alles tussen ons. En daarom is daar so 'n paar van die opmerkings wat ek nou oor gepraat het. Die verhouding met die Here nou is belangriker as beter omstandighede. Die Koran versus die Bybel. Wat jy die meeste aan dink, beheer jou lewe. En daar's baie onweerswolke. Oorlog wat ons nie weet hoe hy gaan ophou nie, en ons is die laaste week bekommerd oor diesel en petrol. Môre gaan daar oral wees, en daar's genoeg. Maar waar kom ek en jy met hierdie goed uit? Vat dit ons? Om of dan figuurlik simbolies te sê, ons maak die kerk weer toe? Of herstel dit my in aanbidding, in vertroue, in vernuwing? God se revolusie teen onreg. En daarom daai laaste 4. Al ons vrese skep nuwe vertroue. Reinig ons met dit wat waarde het, bring nuwe gehoorsaamheid en bly vir Jesus raak sien. Dis wat ons die naweek sê. Dit is volbring. Ek is met jou tot aan die einde, al die dae van die aarde. Dalk het naam iets daarvan kom sê oor God. Want dit gaan ook nie oor 'n lekker kry dat Ninive val nie. Dit gaan oor 'n visioen van troos oor wat God is, oor wie hy is
ja, dat ek van Hennepie laat val, is deel daarvan, maar sien vir God raak as die een wat werk. Amen dan daar. Volgende week Habakuk en Joël. Habakuk en Joël. Goed, enige opmerkings so op die vooraand van die Paasnaweek van Goeie Vrydag? Eintlik is daar soveel elemente hiervan van toewyding van die wat nou gevas het in lydenstyd, wat hulle waardestelsel weer wou belyn, want dis eintlik mos maar waarom mens vas, is om gereinig te word van goed wat nie saak maak. Ek verstaan nooit die vas van sjokolade wat jy op Paasfees weer mag eet nie. Hoekom vas jy van sjokolade? Vas jy omdat jy dink is ongesond? En hoekom eet jy dit dan weer op Paasfees? 40 dae, die dokter sit hier 40 dae, sê dis die tyd wat dit vat vir die liggaam om 'n nuwe gewoonte gewoon te raak en 'n ander een te vergeet. Weet jy, nou struggle ons vir 40 dae en dan breek ons daai slegte gewoonte en dan gee ons onsself nou weer die toestemming om op Paasfees om op te neem. Verstaan dit nie. Vas was om te reinig, om 'n nuwe gewoonte aan te lê, sodat jy die ou gewoonte in lydenstyd doodmaak en 'n nuwe gewoonte uit die graf uitkom op Paasfeesoggend. As ek dan nou gevas het van sjokolade, dan eet ek van Sondag af nie weer sjokolade nie, want ek het gevas daarvan omdat dit sleg is. Annie, eet maar vanaand die sjokolade, moet jy nie straf tot Sondag nie, asseblief. Dis maar die, ja, jy weet, mense vas van vreeslike goed. Vir wat? Om dit net weer op te neem. Hulle beïndruk nie vir God omdat hulle so swaar kry in lydenstyd nie. Vas in die Bybel was 'n tyd van toewyding en vernuwing en reiniging. Het eendag 'n week gevas om jou liggaam te reinig, want die kos was nie al so skoon nie. So jy het gevas om jou te reinig, om 'n nuwe gewoonte aan te leer in 40 dae. So, dis mos nou die Jode, dis nou 'n Pescha hierdie week. Al die suurdeeg is uit, al hierdie goed, al die meel met suurdeeg is uit, die spens uit, want hierdie week is dit net ongesuur, maar hulle eet dan weer Sondag, eet hulle weer suurdeegbrood. Maar hierdie week mag ons dit nou nie doen. Waar kom ons oor 'n nuwe lewenswyse van lydenstyd wat jou help om jou te stroop van dit wat nie saak maak nie, om jou waardestelsel te herbesoek, om jou waardestelsel in lyn te kry, sodat dit resoneer met Paasfeesoggend. In hom is nuwe lewe. Die graf is leeg en oop. Hy gaan ons verheerlik en ons gaan op hom hoop. Gaan ons sing Sondag. So maak ek koffie, ek drink koffie, ek kan nie meer van koffie vas nie, want ek wil dit nie los nie, ek drink nie soveel dat dit vir my sleg is nie. Maar ander ons sê, ek kan nie wag vir wyn Sondag nie, verstaan dit nie. So, goed, mag julle mooi goeie Vrydag daarby aan die berg hê. Ek is net daar aan die ander kant by Fairland vir goeie Vrydagmôre, om daar 'n bietjie te help, en mag julle by aan die berg 'n mooi naweek hê. Dankie Servaas, baie dankie. Dankie Rika, hallo. Ja, ek is die hele tyd hier. Ek is so bly jy praat so van daai vas storie, want ek kon ook nie my logika daarbey uitbring nie, maar ek het besluit om suiker te verminder, nie uit te sny nie, maar te verminder. En Dit is vas nie. nee, dis nie vas nie, dit is nou die nuwe gewoonte kweek, op 'n realistiese manier. Vas is iets anders, ek dink, dit is 'n gesondheidsding wat 'n mens seker nou en dan kan doen, maar hierdie 40 dae storie was vir my 'n te hoë berg om te klim. Ek het geslaag,
dink ek daarin en ek wil daarby hou. Met ander woorde my sogenaamde dieet of wat ook al minder om 'n beter gesonder gewoonte te skep, maak vir my meer sin en daai het ek om te konsentreer vir 40 jaar daarop is nogal waardevol, dink ek. Dit is lank genoeg vir 'n nuwe gewoonte. Ja, dit is vir my baie wonderlik dat jy dit sê. Maar in elk geval, Ek het nou gelukkig baie mooi by Elise Klit geleer. Want Ja, sy vas, ek vas ook van die wyn en die sjokolade, ek gaan maar saam met die massas. so jy maar gaan dit nou los. Ek doen dit nie op Sondag nie, want Sondag is nooit 'n dag van lyding en swaar kry nie. Elke Sondag eet ek 'n sjokolade en ek drink 'n glas wyn, want dit is 'n dag van oorwinning en dis nie deel van die 40 dae nie. so jy gee jouself 'n bietjie af. Die Sondag is uitgesny van die lydenstyd. Ja, Alright. Ja, as jy hom nou so op Church Light wil doen, ouens sê maar weer dat daar's die 10 gebooie en as daar die 10 gebooie light, wat is 6 hou jy van? Jy weet so. Jy hoef nie te vat nie, kies die 6 wat jy van hou. Jy weet Church Light, soos Coke Light en Sprite Zero, jy kan kies, unleaded of leaded. Ag, Goed mense, tot volgende week. Hooplik sal hulle 'n bietjie vroeër kom. Habakuk en Joel. Habakuk wat besig is met die eerste beleg van Jerusalem. Kyk, Jerusalem het nie sommer gevat nie. Hulle het hom bietjie in 'n beleg gehad, maar toe dit nou weer beter gegaan en toe luister hulle steeds nie en toe in 586 toe het hulle nou maar gaan Babilonië toe. Goed. dankie en geseënde. Seën vir julle. Dankie. Daar's Dis alles. Dankie Dankie almal. Lekker slaap almal.